Loof en dien die Here met blydskap. Psalm 100 is een van die bekendste psalms en baie van ons ken dit uit ons harte uit. Juig tot eer van die Here almal op aarde, dien die Here met blydskap, kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dan kom prys sy naam, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Hier is 'n psalm wat roep dat almal tot eer van die Here sal juig en die Here met blydskap sal dien. Universele lof aan die Here, universele blydskap in die Here, universele diens aan die Here. Hierdie psalm kom staan altyd voor my as 'n ideaal wanneer ek aan my eie lofprysing en my diens aan die Here dink. En dan wonder, nee, dan staan ek weer in vertwyfeling as ek na myself en die mense om my kyk, wanneer ons die Here nie met sulke uitbundige eer en blydskap dien nie. Ek praat nie van oppervlakkige vrolikheid en aangeplakte of nagemaakte blydskap nie. Ek praat van diepe, oorvloeiende, sigbare dankbaarheid en blydskap. Blydskap nie net oor wat die Here vir my doen nie, maar ten diepste blydskap oor wie die Here is. En blydskap ook oor wie hy vir my is. In vers 2 word die 2 groot redes tot lofprysing en diens aan die Here genoem. Die Here het ons gemaak en die Here het ons syne gemaak. Ons behoort aan hom, ons is sy volk, sy kudde. Ons leef in 'n intieme verhouding met ons Skepper. Ons Skepper is ons herder. En Jesus Christus is ons Skepper, ons hemelse Vader. In vers 5 word daar meer gesê oor wie hierdie Here wat ons gemaak het en wat ons syne gemaak het is. 3 wesenseienskappe word genoem. Hy is goed, hy het lief, hy is getrou. Dis wie hy is, en hy kan nie anders as om dit te wees nie. So was hy en so sal hy tot in ewigheid wees. So was hy en so sal hy van geslag tot geslag wees. Al 3 hierdie woorde is verbondswoorde, verhoudingswoorde van die Here wat ons gemaak het, die Here wat ons syne gemaak het. Hierdie wese van die Here het vir ons sigbaar geword, nie net in sy handelinge met die volk uit die Ou Testament nie, maar veral met die koms van sy seun Jesus na hierdie wêreld toe. In Jesus Christus se koms blyk God se goedheid, sy liefde, sy getrouheid. En Jesus Christus kry ook die geslag van vandag deel daaraan. Die Psalm roep ons op om vanuit hierdie persoonlike verhouding met ons Here te juig tot sy naam en ons in blye diensbaarheid aan hom te stel. Lofprysing en diens aan die Here word in een asem genoem. Wie hom ken in sy almag sal hom loof, en wie hom ken in sy persoonlike opofferende liefde sal hom dien. Bovendien moet die blye gejuig en dankbaarheid lei tot die uitnodiging van ander om saam met ons sy teenwoordigheid op te soek. Almal op die aarde moet immers die Here prys. Jy wat saam met hierdie Here leef, jy wat hierdie God in ons Here Jesus Christus ken, ja ons, wat weet dat hy ons geskep het om sy volk en sy kudde te wees, kom juig en eer die Here, kom dien die Here met blydskap, gaan sy poorte binne met dankliedere en sy tempel met lofgesange, dan kom prys sy naam. Goeienaand.